ek dink, vanoggend praat ek met julle oor die huwelik. Ek weet nie of julle weet nie. Welkom terug, François. Ek weet hier's van ons Amerikaners is terug. 'n Klompie van ons Amerikaners is vanoggend terug. François, Lelani het ek ook vanoggend gesien. Ek is bly julle is vanoggend hier. Ek het baie uitgesien na hierdie boodskap en ek geniet altyd 'n huweliksboodskap want ek is self getroud. En julle weet my vrou het teologie geswat, né? Sy het teologie geswat. Sy behalwe vir Grieks 2 en Hebreëus 2 en 1 jaar se teologie is sy gelyke voet met my. So sonnaandoggend as ek hier preek en ek kom by die huis dan preek sy vir my. Nou, ek dink daar's 'n belangrike ding in die huwelik wat as 'n mens dit kan verstaan as jy klaar 2 tree vorentoe. As jy reg daarvoor, kan ek dit vir jou gee. Ek gaan dit sommer in die begin vir jou gee en as jy dit het, mans, luister julle vir al die mans, luister nou. Huwelik is 'n woord wat die vrou meer gebruik as die man. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar die vrou gebruik die woord huwelik baie meer as die man. En ek kan net uit my eie huis uit, soos my vrou sal sê, huwelik 'n spieël hê. En huwelik 'n groentetuin hê. En huwelik 'n kassie op hê. En as jy my vrou is, dan sal sê huwelik 'n donkie hê. Nou, alhoewel ek vanoggend gaan fokus op die huwelik, dink ek daar's universele reëls wat van toepassing is op enige verhouding. Op enige verhouding. So, veral tussen verliefdes. Ek gaan sien wie's vanoggend hier en is nie skaam om te erken jy's verlief nie. Wie van is daar verliefdes? Maar jy moet nou jou hand opsteek, anders is jy in die moeilikheid. Ja, daar's 'n pasgetroude paartjie daar agter. Dis seker ons jongste getroude paartjie, Wian en Abigail. Wil julle net opstaan nie toe? Wil julle net opstaan nie? Geef hulle 'n lekker handeklap. Hulle is soos 2 weke terug getroud. And in love, well done. So, ek wil hê as jy in 'n verhouding is, en ek praat nou spesifiek, hier is nou nie vriendeverhouding nie. Hier is nou romantiese verhouding. Die van julle wat nie tans in 'n verhouding is nie, maar beplan om in een te kom, julle kan ook luister. Is 'n goeie boodskap, dink ek. Ek het dit deur gelees. Ek dink dit kan werk. Almal wys gou vir my jou vinger. Ons is lief om vinger te wys. Ek wil hê jy moet weet vanoggend se boodskap, steek jou vinger hoog in die lug. Vanoggend se boodskap, jy moet saam met my sê, is vir my. Jy moet so maak, is vir my. En dan wys jy na my toe en sê vir jou. Okay, kom ons doen dit weer. Vanoggend se boodskap is vir my en vir wys vir nee. Kom ek verduidelik hoekom ons dit doen. Ek praat nie vanoggend met jou maatjie nie. Ek praat nie vanoggend met jou man of jou vrou nie. Ek praat vanoggend net met 2 mense, daar's net 2 mense vanoggend hier. Steek jou hand op. Ek praat vanoggend met my en met jou. Ek praat nie vanoggend nie. As jy vanoggend gaan dink, my man moet dit hoor, of my vrou moet dit hoor, dan het die boodskap sy slaankrag verloor. So ek wil hê jy moet weet, ek praat vanoggend net met my, wat Johannes, en met jou. Is dit reg? Hierdie prentjie gaan ek 'n paar keer opsit. Ek wil volgende met jou praat oor die 5 goue reëls van 'n florerende huwelik. Nou, daar is omtrent 81. Ek kan nie al 81 vanoggend doen nie, maar ek gaan vir jou vanoggend 5 gee, en ek dink 2 uit die 5 is soos nommer 1 en nommer 2, die ander 3 kan ons redeneer waar in die top 10 pas, maar hulle al 5 is in die top 10, en dalk sou jy 'n paar ander goed gekies het vanoggend, maar ek wil jy moet nou kop hou. Jy moet nou kop hou. Ek sien jy, Ronel, jy neem notas. Dis 'n goeie idee. Kom ek gee eers gou 'n waarskuwing. As hierdie goeters in jou huwelik is, dan is al groot moeilikheid. En ek wil dit uit die pad uit kry nou, want dit kan wees waar jy nou is, en dan moet jy weet, jy moet hulp soek. Ek kan nie hierdie goed in vanoggend se boodskap aanspreek nie, is net te moeilik. En een is, wanneer daar dwelms is, of selfs alkoholmisbruik is. As daai 2 goeters daar is, dit kan nie in 'n boodskap reg, daai kort jy berading. Nog een is daar mishandeling is, as daar geruk en pluk en geslaan word, as daar ernstig gevloek word en geskel word en afgebreek word, dit kan ons nie hier regstel nie. Daai is goed wat jy in berading regstel. En dan natuurlik is daar nie 'n buiteegtelike verhouding nie, maar buiteegtelike belange. Buiteegtelike belange. Met ander woorde, wanneer daar in my hart gedink word aan iemand anders. Daai is 'n doodsteek vir 'n groei vir enige verhouding. So, as dis rooi ligte daai. Dis groot rooi ligte daar en jy moet hulp kry as dit aanwesig is. En onthou, ek praat net met 2 mense, ek praat met julle is nou vanoggend nie. Ek praat met my en met ek praat nie met jou maatjie nie. Ek praat net met ons 2. Alright.
So, dis die moeilike goed agter die rug. Ek en Tanya was nou 2 Desember 25 jaar getroud. My vrou verdien 'n goue medalje, 'n platinum. Wat's bo platinum? Sy verdien een of ander medalje, ek is seker daarvan. So, ek het toe gaan kyk, hier is die foto. My vrou het mooier geraak en ek het minder hare gekry. Ek weet nie, hoe werk dit nie? Hoe gebeur dit nie? Ek wil gou kyk, wie van julle is langer as 10 jaar getroud? Wie van julle is langer as 10? Ek weet dit gaan klink soos 'n skaapveiling, hou net 'n bietjie uit met my. Wie van julle is langer as 15 jaar getroud? 15 jaar en plus. 15. Het ek 20 jaar? 20 jaar. Het ek 30 jaar? Het ek 30 jaar? O, daar's 'n oom en tannie, hulle hande gaan nie eens af nie. 30 jaar, 35 jaar, 40 jaar. Kobus, julle het lank uitgehou al, hè? 40, bo 40. Wie almal bo 40? Wie almal is bo 40? Staan net gou op daar waar julle is. Bo 40, staan op waar julle is. Hierdie oom kan staan vir die was ook. Ja, gee vir hierdie mense lekker aan 'n klap. Julle is die helde van die stryd. Ons dank die Here vir manne en vroue soos julle. Kom ek vat 'n kans, langer as 50? Is daar enigiemand? Staan julle gou op toe. Staan julle op. Staan langer as 50, staan gou op. Wow! Prys die Here. Prys die Here. Dankie julle. 60. 46. Okay. 56. Wow. Nou, kom ek sê vir julle, ek is nou nie saam met hierdie mense wat nou laaste en die tweede laaste keer opgestaan het nie. Maar ek dink in die laaste 25 jaar het ek tog 'n paar goed geleer. Ek kan julle dit sê, ek is nou liewer vir my vrou as wat ek dalk was toe ek met haar getrou het. Maar ek kan nou vir jou sê, dis Jesus wat die deurslag gegee het in ons huwelik. Dis Jesus wat die deurslag gegee het en daarom wil ek hê, julle moet weet, vanoggend wil ek fokus op die Here Jesus en ek wil die antwoorde uit die woord uithaal. Ek wil nie mooi praatjies sê nie, ek wil kyk wat sê die woord. Stem julle saam? So kom ons staan op. Wie is daar agter? Stefan, is jy reg vir my? Kom ons staan op. Gewoonlik doen ek dit nie in die vakansies nie, maar ons gaan dit nou doen. Dit is my Bybel. Julle ken dit. Sê saam met my. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Julle kan julle sitplekke opneem. Lyk my ons het 'n deel van die preek gemis. Ek gaan dit moet oordoen. Stefan, jy kom net aansit. Ek sal homself aanskuif tot daarso. Ek moes jou 'n waarskuwing gegee het. En nou is my slide. Sit dit net aan. Daar's hy. Nou gaan ons vinnig hardloop. Kyk daarso. Dis hy. Dankie. Nou jy kan jou Bybel vanoggend oopmaak by Genesis 2 en ek gaan 'n paar verse lees vanaf vers 15 tot eintlik vers 24. Genesis 2 vanaf vers 15. So jy kan soontoe blaai en terwyl jy soontoe blaai, wil ek net vir almal aanlyn welkom sê. Ek weet die stel Bridgens kyk van strand af. Sy word vandag 70. So sy kyk van die strand af en dan is daar mense van Potchefstroom en van Pretoria en van Ficksburg en van Orkney. Dis is van reg oor die hele land en ek wil vir julle en Johan en Katie van Namibia baie welkom. Is lekker om julle vanoggend aanlyn te hê. Mag die Here vir julle ook seën. Genesis 2 vers 15 tot 24. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Nou, ek wil net hê jy moet weet, hier is, as jy die Hebreëus vat, dan klink die woord man en vrou baie naby mekaar. Ek dink, ek is nie seker hoe van die vertalings dit sit nie, maar dit sal man en manin wees. Maar hierdie woord mens wys net op die man. Die man was alleen op hierdie stadium. Vers 16, die Here God het die mens beveel, dis die man, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Ek wil hê jy moet kennis neem dat Eva is nog nie gemaak op hierdie stadium nie. Die Here roep vir Adam in en hy sê vir Adam basies dit: Adam, ek maak jou verantwoordelik vir die geestelike temperatuur van die huis. Dis jou werk. Die Here kies om vir Adam die opdrag te gee voordat hy vir Eva maak. Nou, ek kan nie nou daarop ingaan nie, maar mans, ek wil hê jy moet weet, vrouens, ek praat nie nou met jou nie. Okay? Ek praat nou met die mans. Moenie nie vir hom pouk en sê, hoor jy. Mans,
dit is jou werk om seker te maak jou gesin staan op en dien die Here. Dis jou werk. En ek is dankbaar. Ons het 'n jong werkende selgroep en ek is altyd bly om die dames daar te sien. Maar dit is my lekker Trudeau, Andrew, Stefan, is my lekker om die manne te sien, jong manne wat opdaag elke Dinsdag aan. Dit maak my hart bly om julle te sien. Ek is trots op julle. Nou oké, daar's hy, klaar met die mans gepraat. Ons gaan verder. Verder die Here God gesê, dis nie goed dat die man alleen is nie. Ek sê vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Toe sê die mens, ek het nou 'n paar verse gemis daar, hoor, net dat jy weet. Hierdie keer is een uit myself, een soos ek, daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Nou ons kry 'n paar kernbegrippe daar, dat die man en die vrou is gelyke, die vrou is daar om die man te help vir die roeping wat hy het, en ek wens ek kon 'n reeks doen net op hoofstuk 1 tot 3, want hoofstuk Genesis 1 tot 3 gaan saam. En as jy dit ooit lees, moet jy dit saam lees, want dit gee vir jou die onderbou van alles wat ons vandag beleef. Nou oké, dit gesê, ek gaan nie al 5 reëls daar uithaal nie, maar dis die fondasie vir die boodskap vir oggend. 5 reëls vir 'n floreerende huwelik. Ek is baie dankbaar vir die Here, dat die Here vir my 'n vrou gegee het wat my kon absorbeer. Ek het groot geword in 'n huis waar die Here nie gedien was nie. My pa was ouderling, maar hy was Vrydag en Saterdag en Sondag was hy gewoonlik maar bietjie dronkerig. En my pa die Here aangeneem, so ek praat nie nou teen my pa nie, ek wil net vir julle 'n bietjie agtergrond gee. So my pa en ma het altyd die Here aangeneem later aan, en die van julle wat nie weet nie, hulle is in 'n motorongeluk oorlede in 2010. So hulle is by die Here, so ek het geen twyfel daar nie. Maar die huis waarin ek groot geword het was baie stikkend. En ek het nie geweet, ek vat al daai stikkendheid, al die woede van my pa was in die oorlog gewees op Angola, en die stories wat my pa vertel het, van die mense wat hulle doodgemaak het en wat daarmee saamgegaan het, kan ek verstaan dat my pa so stikkend was, en op wie het dit uitgehaal? Op my ma en op die kinders. So ons huis, die huis waarin ek groot geword het, was absoluut stikkend. En ek het nie geweet, toe ek met my vrou trou, ek bring al hierdie stikkendheid in my nie. Ek het dit wat ek gehaat het van my pa, dit wat ek absoluut verafskeid het van my pa, het ek binne 3 jaar in die huwelik geword. En ek het gesukkel met hierdie woede, en ek het nie verstaan hoekom nie. Ek het altyd kwaad geraak, en intussen, onthou nou, ek is predikant. En ek sukkel met al hierdie goeters, en my vrou het nie verstaan wat aangaan nie. En ek kan onthou, 2012, worstel ek, en die Here sê vir my, dit kry nou einde. En in 2012 het ek as te ware 'n tweede bekering, 'n huweliksbekering gehad, wat die Here my hart verander het en vir my laat besef het, ek is die probleem. Ek het altyd gedog, dis my vrou. Ek het nie so gesê nie, maar ek het gedog, dit moet sy wees, want dit kan toch nie ek wees nie? Wie van julle is daar? Dit kan nie ek wees nie, dit moet sy wees. En toe ek dit besef, ek het gehuil en ek het vir haar gesê, sy moet my eerstens vergewe, en toe vra ek haar vir hulp, en daarna het die Here herstel gebring. So, ek wil hê julle moet weet, wanneer ek hier staan, en julle sien hierdie paartjie, ek is so lief vir my vrou, sy is so 'n lawwe mens. Alles wat, julle dink, ek is hierdie extrovert persoon, wat altyd grappies maak en goed, dis regtig nie wie ek is nie. Ek sê die absolute, ernstige, gedrewe, ek weet nie wat om dit te beskryf nie. As ek 'n grappie maak, dan is dit beplan. Hierheen was nie, maar dan is dit gewoonlik beplan. Maar sy is hierdie, omdat sy Moebius-syndroom het, glimlag sy nooit nie. Mense het my al gevra, ja maar, hoekom is jou vrou kwaad? My vrou kan nie kwaad raak nie. Glo vir my, as sy kwaad geraak het, sou ek het geweet het. Sy word nie kwaad nie. En so die 5 goue reëls wil ek vir jou help. Ek wil vir jou help, nie jou maatjie nie, vir jou, want hier is die ding, ek moet 'n besluit neem. En dis die goue reëls wat ek vir jou wil gee. Is jy reg daarvoor? 5 goue reëls, hier's nommer 1. Ek praat nou met my en met jou. Dis al met wie ek nou praat. Reël nommer 1, Christus altyd eerste. Sê dit saam met my, 1, 2, 3. Christus altyd eerste.
Jesus moet eerste wees in my lewe. As Jesus nie eerste is in my lewe nie, dan het ek niks om te bied in my huwelik nie. Dan het ek niks wat ek op kan werk nie. Christus altyd eerste. Kolossense 3 vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. My hart, ook in die huwelik, moet ek vir myself sê, dit maak nie saak waar my maatjie is of nie is nie. So by the way, as ek die woord maatjie gebruik, dan praat ek nou van jou man of jou vrou of jou verloofde, of jou verliefde, wat ook al dit is. So, ek gaan nie die woord maatjie gebruik. Is dit reg met julle? So, ek moet 'n besluit neem. Jesus is eerste in my lewe. En ek gaan doen wat hy van my verwag. Maak nie saak wat my maatjie doen of nie doen nie. Kan ons daai sin vir mekaar herhaal? Dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Wat my maatjie doen of nie doen nie. My pa het altyd gesê, as jou vriend in die vuur gaan spring, gaan jy ook in die vuur spring. As my maatjie opmors, dan gee dit nie my vryteels om ook op te mors nie. Jesus bly eerste in my lewe. Amen? OK, kom ons gaan aan. So ek moet anders lyk as die wêreld. Dis belangrik, ek moet anders lyk. Nou, as jy volgende hier sit en jy het nog nie Jesus aangeneem nie, en jy sukkel, dis dit die plek waar ek begin. Ek kan nie iets in my huwelik regmaak, as ek nog nie by Jesus begin het nie. So my lewe moet anders lyk. Ek moet dinge anders doen as die wêreld. Ek moet anders optree. As die wêreld op mekaar skree, ek kan nie dit doen nie. As die wêreld mekaar boelie en verneig is, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie dit met my maatjie doen nie. Die Here verwag, ek moet Jesus wees vir my maatjie. So my verhoudings lyk anders, my huwelik lyk anders. Hoor mooi wat sê Efesiërs 5 vers 21. Hierdie was een van die verse wat die Here vir my gegee het wat my lewe omgedraai het. Wat die huwelik betref. Is jy reg hiervoor? Die vers sê, toe ek Botter en Wors geskryf het, dis ons beradingsboekie vir voorhuwelikse paartjies, toe het ek hierdie vers gelees, en toe ek het lees, toe ruk het my tot in die siel, toe ek dit klik. En nou kry ek myself dat ek vir mense probeer verduidelik, en hulle het nie dieselfde aha-oomblik as ek nie. So ek gaan dit nou weer vir jou gee, en as jy nie aha-oomblik het nie, kom sê vir my na die tyd, I didn't get it. Sal jy, asseblief. Okay, so, weesheid eerbied vir wie? So, wie is die maatstaf? Wie is die bepalende faktor? Okay, so het jy dit. Die punt hier is, omdat ek lief is vir Jesus, omdat ek lief is vir die Here, en omdat ek hom eerste in my lewe stel, gaan daar iets gebeur. Is jy reg daarvoor? Is jy reg daarvoor, want ek wil net eers op hierdie punt stil staan. Wie van julle is lief vir die Here Jesus? Maar soos in rarig. So die res van julle nie. Ek het gesien wie steek nie hande op nie, ek het julle dopgehou. So okay, omdat ek lief is vir Jesus, omdat ek eerbied het vir die Here Jesus, moet ons aan mekaar onderdanig wees. Okay, met wie praat ek nou weer? Met my en met jou. Okay, so wat moet ek doen? So hierdie vers sê eintlik, luister gou mooi, irrelevant van wat jou maatjie doen of nie doen nie. Omdat ek lief is vir Jesus, moet ek die belange van my maatjie hoogvat. Stem julle saam? Omdat ek lief is vir die Here Jesus, moet ek my maatjie se belange eerste stel, bo my eie. So as ek dit nie doen nie, doen ek dit waarskynlik omdat ek nie lief genoeg is vir Jesus nie. So hou dit in gedagte, Jesus is nommer 1 in my lewe. Jesus is nommer 1 in my verhoudings en Jesus is nommer 1 in my verhoudings. So daar's eintlik net een vraag op die einde van die dag. Wat stel Jesus tevrede? Wat is vir Jesus aanvaarbaar? Ek moet my vra, hoe ek my maatjie behandel, is dit aanvaarbaar vir Jesus? Is dit reg vir die Here Jesus? Hoe ek nou optree in my lewe, hoe ek optree in my verhoudings en hoe ek optree in my huwelik word nie bepaal deur wat my maatjie doen of nie doen nie, dit word bepaal deur wat Jesus aan die kruis gedoen het. Iemand moet asseblief amen sê want die spanning is te hoog. Okay, so Jesus is nou my maatstaf, nie meer my maatjie nie. Ek was daar. En dit was die fout wat ek gemaak het. En ek is net dankbaar dat die Here het so bewerk dat my vrou my heeltemal vergewe het. Ek buig nou die knie vir Jesus en my maatjie trek die voordeel daarvan. Kyk, reël nommer 1. Is julle reg vir reël nommer 2?
Reël nommer 2, waar is die vingers? Waar is die vingers? Ek praat nou met en met. Okay. Word jou maatjie se grootste aanhanger. Wat bedoel ek daarmee? Wie van julle hang die bokke aan? Wie van julle hang die bokke aan? Jo. Vinnig vergete, nee, vinnig vergete. So, 'n aanhanger is Afrikaans, die mooi Afrikaans is om 'n fan te wees. Ek is 'n fan van iets. En ek moet my maatjie se grootste aanhanger word. Ek moet haar grootste ondersteuner, haar grootste ondersteuner word. 1 Petrus 2 vers 17 sê, en ek het die vers wat dit eintlik sê tot nou gespaar. So ek gaan 'n paar verse gee wat klink of dit niks daarmee te doen het nie, maar hou uit. So, julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Nou hierdie is tog sekerlik ook van toepassing op my maatjie, stem julle saam? Dink julle die Here verwag van my om my maatjie te respekteer? Ja, okay. As daai vers sê alle mense, wat beteken alle? Dit beteken alle. Sluit dit my maatjie in. Sluit dit mense in wat dit nie verdien nie. Sluit dit, amper sê ek Julius Malema in, maar ek gaan dit liewer nie sê nie. Of Jacob Zuma, sluit dit hulle in. Dit beteken ek moet elke mens met menswaardigheid behandel. Ek moet vir myself sê, het Jesus vir hierdie persoon aan die kruis gesterf? Ja? Het hy? Nee? Het hy? Ja, nee? Ja? Wel, dan moet ek daai persoon respekteer, want Jesus het daardie persoon so respekteer, dat hy sy lewe afgelê het vir daardie persoon. En as jy wonder, een van Jesus se sinne wat aan die kruis gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Selfs sy vyande het Jesus met liefde en respek behandel. Hoeveel te meer my maatjie? Of hulle dit verdien of nie? So, wanneer dit kom by my vrou, of my man, ons is anders, maar ons is gelyk. Nou gaan ek julle ietsie sê wat ek nie weet of julle weet nie. Onthou ek het nou vir julle gesê, jy moet hoofstuk 1 tot 3. Genesis 1 tot 3 moet jy saam lees. Onthou ek het dit gesê. Nou, julle moet nou weer deelneem. ChatGPT sê as mense deelneem in die boodskap, dan onthou hulle beter. So julle moet deelneem, sal julle probeer. So ek gaan net sê en dan moet julle dit antwoord. So God het goed gemaak en dan het hy gesê dit is. So julle moet sê dit is goed. Kan julle sê dit is goed? Okay, so in Genesis 1 vers 4 het God die lig gemaak en hy het gesê okay, kry julle die ritme, maar julle moet nou nie so fokus op dit is goed dat julle vergeet wat ek probeer sê nie. So hou nou kop, jy moet nou 2 goed op een slag doen. So Genesis 1 vers 4 het God die lig gemaak en hy het gesê dit is goed. Hy het in Genesis 1 vers 10 het hy die see gemaak en gesê hy het in Genesis 1 vers 12 het die plante gemaak en hy het gesê hy het in Genesis 1 vers 18 die son, die maan en die sterre gemaak en gesê hy het Genesis 1 vers 21 nee, Genesis 1 vers 21 het hy die visse en die voëls gemaak en gesê en dan in Genesis 1 vers 25 het al die diere gemaak en gesê julle het gewonder of dit ooit gaan eindig, nee. Maar toe maak die Here vir Adam. Weet julle wat sê die Here toe? Ja, ek hoor 'n paar mans sê, ja, dis baie goed. Dis nie wat die Here gesê het nie. Hy sê nadat hy Adam gemaak het, dis nie goed nie. Julle glo my nie. Wie glo my? Wie glo my nie? Sê no way, dis nie wat hy gesê het. Dit staan daar. Ons kry dit man, Genesis 1. Nou jy moet Genesis 1 tot 3 lees. Dis goed, maak jy vir Adam. O nee, dis nie goed nie. Waar is die arms wat weet, dis nie goed nie? Jy vas, af met julle hande. Genesis 2 vers 18. Verder het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens, die man, alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak, wat hom kan help, sy gelyke. Is dit nie mooi nie? Dis hoekom jy Genesis 1 tot 3 moet saam lees, anders te mis jy hierdie goeters. Die Here het die hele tyd dit in gedagte gehou. Hy wou gehad het Adam moet agterkom. Dis nie goed nie. Want hy het al die diere name gegee, en is so lank snaaks om met 'n koei te praat, dan is dit ook nie meer snaaks nie. En toe, na alles, toe maak, nee, julle lees nou te veel in daai ene in. So, ons is gelyk is, ons het mekaar nodig. Word jou maatjie se grootste aanhanger. Nou kan jy sê, wait a minute. Daai verse wat jy nou gelees het, het niks te doen met aanhangers te doen nie. Niks te doen met fans nie. Maar okay, ek het 'n nuwe vers. Ek het nog een vers wat ek vir jou kan gee wat dit sê. Spreuke 5 vers 18. En jy moet die hele Spreuke 5 vers 18 lees. Maar kom ek haal die deel uit rondom die huwelik. Sing die lof van jou eie fontein.
verheug jou oor jou? Nou oké, vrouens, miskien kan jy sê you're off the hook, maar dit sê die mans moet oor my sing. Man, sing oor jou vrou. Vrouens, die boodskap is nie nou vir jou nie, oké? Dis nou vir jou man. Sing oor jou vrou, wees bly oor jou vrou, brag oor jou vrou, maar ek dink it's a two-way road. Ek dink daar's te veel mense wat kerm en kla oor hulle maatjies by hulle vriende. En hoorie, wie van julle het al 'n kinderstorie? Wie van julle het al gevoel hoe voel dit as iemand oor jou skinder? Wie van julle het al gevoel? Is dit lekker? Wie van julle sê, ek hoop iemand skinder vandag oor my. Kyk, hoeveel te meer maak dit nie seer en skade as jou beste maatjie van jou sleg praat nie. Party doen dit openbloot. Sommige by 'n braai, ek het dit al gehoor met my eie ore wat hulle sê, die ou ding. Nie skoonma nie, ek praat nou van die man of die vrou. Die ou ding. Wat beteken dit? Wat beteken dit dat ek moet sing oor my lof, oor my eie fontein? Wat beteken dit? Dit beteken, kan ek dit vry vertaal? Kan ek dit vry vertaal in Afrikaans, wat jy dalk sal verstaan as ek sê, word jou maatjie se grootste aanhanger? Hier's wat dit beteken, en ek is toe nou verby. Ek het hom verbygegaan, waar is hy nou? Ag, dit beteken maar net, jy moet jou maatjie se grootste aanhanger word, okay? Brag oor jou maatjie. Kom ek brag 'n bietjie oor my maatjie, mag ek? Julle, as jy vir Tanya is 'n totale introvert. Sy is 'n totale introvert. So met ander woorde, sy sal nie maklik na jou toe loop en met jou gesprek hê nie. Maar as jy met haar gesprek het, sal sy dit doen. Maar julle het nou die donkiefoto gesien. Het julle die donkiefoto nou gesien? Okay, so sy het eendag toe sê sy vir my, ons was by 'n plek en daar was 'n donkie en sy het die donkie se kop gevryf. En dis oulik en toe sit sy met my met 'n koppie koffie en sy spreek my aan. Ernstig. En sy sê vir my, as jy my ooit sien met 'n donkie, dan moet jy 'n foto neem. En ek het nie sy dit so spesifiek gesê nie, maar sy het gesê, moenie dat ek weer oor praat nie. En ek het gekyk en ek het gesê, ek verstaan. My vrou het nog nooit so ernstig met my gepraat oor enige iets nie. So ek vrees die donkies. Word jou vrou se grootste aanhanger, man. Word jou man se grootste aanhanger. Jy moet bloos as jou man oor jou praat, so goed praat. Jy moet bloos oor jou vrou. So jy moet sê, nee man, alles is nie waar nie, sy verbeel haarself. Dis hoe dit moet wees. Kom aan, sê 'n bietjie amen toe. Kyk. Volgende, reël nommer 3. Is die mooiste woorde wat my maatjie moet hoor op enige gegeewe dag, moet uit my mond uitkom. Sy moet nie mooier woorde hoor by haar vriende nie, haar vriendinne nie by die werk nie. Die mooiste woorde wat Tanya op enige dag moet hoor, moet uit my mond uitkom. Klik julle dit? Maak dit sin? Kolossense 4 vers 6. Wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. Julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Jy moet weet hoe jou maatjie moet antwoord. Jy moet weet wat jy moet sê en wat jy nie moet sê nie. Jy moet jou woorde tel en weeg. Hoor hierdie mooi verse in Efesiërs 4 vers 29 wat sê, vuil taal moet daar nooit uit my. Ek mag nie my vrou skel nie, ek mag haar nie vloek nie, ek mag nie lelik praat met haar nie, ek mag nie neerpraat op haar nie. Ek mag nie. Sy is 'n geskenk van die Here en so jou man ook. Ek mag nie. Vind 'n manier om goed uit te sorteer, maar dit gaan nie met beledigings gepaard nie. Asseblief sê amen. Dis nou net die ongetroudes wat amen gesê het. Okay, dit gaan verder. Die vers gaan verder. Vuil taal moet dan nooit uit jou mond kom nie. Praat. Wat beteken net? Net, uitsluitlik, alleenlik. Praat net wat goed en opbouend is volgens, die vers sê, volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders hoeveel te meer nie jou maatjie nie. Hoeveel te meer. Ek moet so praat. En onthou ek het nou, wat was reël nommer 1? My knie moet gebuig wees teenoor Jesus. Hierdie is Jesus se woorde. Dit is Paulus se woorde, maar dit is God se woorde. Jesus is die woord. Ons gaan nie nou teologiese gesprek hê nie. Ek wil net hê jy moet hoor, as ek die knie gebuig vir die Here Jesus, dan is ek gehoorsaam aan die woord. As dit so in die begin van die vakansie gaan, dan weet ek nie hoe gaan dit verder gaan nie. Okay, so hoor net wat sê die vers. Vuil taal mag gaan nooit, sê nooit. Nee, sê dit asof jy dit bedoel. Nooit. Mag nooit uit my mond kom nie. En sê dit nou in 'n huwelikskonteks. Praat
net uitsluitlik wat goed en opbouend is, sodat julle my maatjie ten goeie kan kom. Wanneer ek klaar met my vrou gepraat het, wanneer ek klaar met my man gepraat het, moet hulle wegstap en sê, yes, I'm still the man. I'm still the woman. Okay, het julle dit? Dis hoe dit moet wees. Sê, Johan, wat se wêreld leef jy? Hoorie, ek gee goeie raad nou, hoor. Hierdie goed werk. Hoeveel te meer, nie my maatjie nie. So die mooiste woorde, wat my maatjie moet hoor, moet uit wie se mond uitkom? Myne. Hoekom? Omdat my knie gebuig is vir Jesus. Dis die teken. Jesus verwag het van my. Okay, reël nommer 4, ons vorder. Onthou daai prentjie met die vinger, ek praat nou net met jou en met my. Vergewe nou al. Ek weet nie waar jy is nie, maar hoor jy, vergewe nou al. Sê maar, waarvan praat jy, Johan? Daar's niks. Vergewe. Vertrou my? Vergewe net. Veral vir die vrouens. Vrouens, ek praat nou spesifiek met julle. Vergewe sommer nou. Sê maar, daar's niks wat nie daar gaan wees, moenie worry nie. Vergewe sommer. Ek weet jy dalk is jy nie eens getroud nie. Vergewe sommer nou al, okay? Hy's nog nie eens op die horison, maar vergewe so lank al, okay? So, Efesiërs 4 vers 32 sê, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. En goedgesind en hartlik is maak dit nice. Maak dit nice vir jou maatjie. Maar hy gaan verder, hy sê, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Nou as ek daai verse vat en ek vra vir myself, hoe het God vergewe? Hoe lyk God se vergifnis? Dan wys ons na die kruis toe. O, my kruis is nou daar agter. Hierdie is allemaal mooi, hè? Dink julle hier is mooi nie? Dis baie mooi. Charles, Tessa, dis pragtig. Geef hulle 'n lekker hande klap. Dis hulle daai voorste storie ook gedoen. Dis briljant gedoen. Dankie julle. Dankie. So wanneer dit kom by vergifnis, moet ek vra, hoe het God my vergewe? Hoe sê ek, vergeet nou van jou maatjie vir 'n oomblik. Vergeet van al die foute wat jou maatjie gemaak het en hoor net wat ek nou vir jou sê. Hoe het God jou vergewe? Wel die dag toe jy die Here Jesus aanneem, het hy jou vergewe totaal en al, volkome en vooruit. Dit beteken, kom ek gee dit net vinnig 'n illustrasie. As jy nou so opmors en jy doen sonde en jy stap hier uit in 'n bus ry jy dood, gaan jy nie hel toe omdat jy nog nie daai sonde bely het nie. Hoekom? Want in Christus is die genade groter as dit, jy's reeds vergewe. God gaan nie sê, oepsie, hierdie sonde is nog nie vergewe nie. So die Katolieke glo dit, so jy moet daarom 'n bietjie na die purgatory toe. Jy moet 'n bietjie hel toe gaan. Net so 'n vaar hel. Maar skrif leer nie dit nie. So wat het God gedoen? Hy het ons vooruit vergewe. Vergewe jou maatjie vooruit. Ek moet maak, Paulus dring aan. Ons moet vergewe soos God ons aan Christus vergewe het. Hoe dit gelyk? Dis vooruit. Jesus verwag dit. Kyk, dit bring ons by die laaste ene. Reël nommer 5. Jy het gedog dit gaan nooit eindig nie, maar hier is dit nou. As jy skryf, gee sonder om terug te verwag. Ek dink hierdie is een van die plekke waar baie mense sukkel. En ons hele samelewing is so opgestel. As jy by my gaan kom werk, moet jy eers 'n deposito betaal. Dit is te verstaan, hè. Mens moet tog 'n deposito kan betaal. Maar dan is al hierdie toutrekkery van hoeveel gee jy, hoeveel gee ek en hoeveel gee jy en hoeveel gee ek. En baie keer is dit in die huwelik. Ek sien dit, die huwelik word transaksioneel. Met ander woorde, jy moet 'n bietjie gee, dan sal ek 'n bietjie gee en dan sal ek 'n bietjie gee en dan as jy minder gee, dan gee ek minder en op die einde van die dag loop die ding dood. Dis baie keer die geval in huwelike. Maar die Jesus manier en hoe dit lyk in my huwelik, as ek aan Jesus behoort, beteken dit, ek gee sonder om terug te verwag. Dit beteken daar was 'n tyd wat my vrou moes gegee het, terwyl ek gesukkel het met al die junk wat in my kinderdae en my opvoeding gebeur het. En ek nie eens besef het nie. En sy moes bly gee en absorbeer. En omdat sy deurgedruk het, kon die Here haar beloon het en my kans gegee het om reg te kom. Wat dink julle sou gebeur het as sy gesê het, "Twak, ek soek nie so 'n stuk in 'n man nie, ek's uit." Maar sy het gegee, sonder om terug te verwag. Nou, ons het daai waarskuwings nou in die begin gedoen. As daai goed aanwesig is, dan praat ons nie nou daarvan nie, okay? Ons praat nie nou daarvan nie. As jy dit gemis het, gaan weer terug na die begin toe en kyk daar. Ek praat nou van soos net in die algemene huweliks. Mense skei oor twak. Mense skei oor twak. Regtig, die goed waar mense skei is sinneloos partykeer. Nee, ek het maar net uit die persoon uit gegroei. So ek moet vir jou sê wat sê die skrif.
Daai is nie 'n besluit wat as mense sommer net neem om het gesê, wel ek het nou aanbeweeg nie. Nommer 5, Lukas, daai is die verkeerde vers. Dit is nie 3 vers 35 nie. Theo het vir my gesê is iewers anders in die Bybel, maar glo vir my dit staan in die Bybel. Okay. Sonder om iets terug te verwag, moet julle vyande lief hê en aan mekaar goed doen. Hoeveel te meer moet ek dit nie vir my maatjie gee nie? Hoeveel te meer moet ek sonder om iets terug te verwag? Hoeveel te meer moet ek nie vir my maatjie sê, ek gaan jou absolute liefde wys, omdat Jesus vir my absolute liefde gewys het. Ek gaan vir jou absolute vergifnis wys, al gee jy dit nie vir my terug nie, al kry ek nie wat ek dink ek wil kry, behoort te kry, of selfs dalk geregtig is om te kry nie. Dit maak nie saak nie, want jy was nooit my bron in die eerste plek nie. Deel van my probleem voor 2012 is, ek het hierdie ding in my kop gehad, dat dis Tanya se werk om my gelukkig te maak. Maar as Jesus jou nie gelukkig maak nie, as Jesus nie die vreugde in jou lewe is nie, gaan jou maatjie dit nooit kan doen nie. Nooit nie. Dit gaan net nie gebeur nie. En daarom moet ek begin by Jesus. Jesus moet my absolute vrede wees. Jesus moet my absolute vreugde wees. Jesus moet my geluk wees. Jesus moet my tank vol maak. My oë is op Jesus, nie op Tanya nie. Tanya is die ontvanger. Sy is die beneficiary. Wat is dit in Afrikaans? Begunstigde van my verhouding met Jesus. Dis omdat ek sit nie en wag dat sy vir my iets moet gee nie. Natuurlik gee sy vir my ook 'n paar goed. Ons is getrou daarom. Sonder om iets terug te verwag. Okay. Ek gaan moet klaarmaak, anders gaan ek foute maak. Twee groot foute wat ons maak. Ek het dit self gemaak, ek het dit agtergekom gesê, as ek in Jesus behoort, kan ek nie hierdie doen nie. Ek kan nie hierdie goed sê nie. Hier's nommer 1. Hier's fout nommer 1 wat ons baie keer maak in die huwelik. En ek praat nou van kinders van die Here. Ek praat nie eens van mense daar buite, ek praat van mense wat hier sit. Die ja maar verskoning. Die ja maar. Johan, jy het nou al hierdie mooi goed gesê. Ja maar ek weet nie of dit vir my werk nie. Die skrif het nooit ergens, Jesus het nooit gevra, werk dit vir jou? Ons het hierdie benadering met die woord, dat jy eet die vis en jy spoeg die grate uit. En wat ons daarmee probeer sê is, ek doen nie deel wat vir my lekker is en deel wat moeilik is, spoeg ek uit. Jesus gee nie vir my daai opsies nie. Daar is nie 'n ja maar nie. Dis 'n ja Here, U sê dit en ek is gehoorsaam. Ek onderhandel nie met die woord nie. As die woord sê ek moet iets doen, doen ek dit, daar's nie 'n maar nie. Amen. Tweede fout. Ek sal as hy of sy is. Ander woorde, hierdie is daai transaksionele, maar jy moet eers en dan sal ek. Ek sal regtig. Maar sy moet eers. As sy dan ek's gewillig, maar kan jy nou sê sy sal nie. Wie moet nou eers gaan? Sien, omdat ek aan Jesus behoort, gaan ek eers, al doen my vrou niks nie. Nou julle, ek het dit nie reg gekry nie. My vrou het dit reg gekry, so julle moet met haar praat oor hierdie. Maar baie keer is dit die ding wat ons miskry. Is dat ek verwag my vrou moet iets doen wat Jesus reeds gedoen het. Wat sy nie hoef te doen nie. Weer daai Lukas 3, ek dink is Lukas 4 of 5. 6, dankie. Wie was dit? Well done, Annette. Sonder om enigiets terug te verwag. Sê gou sonder om enigiets terug te verwag. Moet ek my maatjie lief hê. Want dit is wat God van my verwag. Okay, ek sluit af. Jesus wil ingryp in my lewe. In 2012 het die Here Jesus in my lewe ingegryp. Ek kan onthou, ek het regtig gesukkel met woede. Ek het dit verloor. Ek dink ek het gevloek nie. Ek was nie 'n vloeker nie, maar ek was net 'n miserabele persoon. En dan, ek kan onthou, sit in Johannesburg in 'n huurkar en daar was ons petrol ingooi om die kar terug te vat. En ek bla 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 wara wara bla 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 wara. En my vrou, wat sê jy vir so 'n persoon? Sy bly maar net stil. En as ek sê, en jy sit net daar. Ek klink soos 'n vrou, nê. En jy sê niks nie. Hier sit ek en ek moet altyd alles, klink dit bekend. En terwyl my mond so gaan, begin my gedagtes dwaal. My mond gaan aan, maar my kop is asof die Heilige Gees vir my sê, is dit nou hoe jy Jesus vir jou vrou wil wees? Is dit hoe Jesus lyk? Kan jou vrou Jesus in jou sien? En dan redeneer ek nou nog hier met die Heilige Gees terwyl my mond met my vrou redeneer en ek
kan iets sê soos dit vir die Here en sê, maar Here, hierdie vrou van my is so, en die Here sê net vir my, hierdie moet einde kry, hierdie is nie reg nie. As jou man of jou vrou die bron van jou vreugde is jou huwelik in die moeilikheid. Dit moet Jesus wees. Hou op om enigiets van jou man of vrou te verwag. Alles wat jy terugkry is genade. Jou man of jou vrou moet die begunstigde wees van jou verhouding. Jou vrou moet alles kry van jou. Jy moet niks terug verwag nie. Jou man moet alles kry van jou. Stel jou daarop in. Man, om onderdanig te wees aan jou vrou. Vrou, om onderdanig te wees aan jou man. Stel jouself in, dis hoekom ek volgende net met jou praat, ek praat nie met jou maatjie nie. Stel jou in, om te sê, Jesus is genoeg vir my. En as daar 'n gap in die huwelik is, dan is dit nie omdat dit tussen jou en jou man is nie, dan is dit omdat dit tussen jou en Jesus is. Kom ek bid vir julle. Vader, is baie mans en vrouens wat sit, waar ek gesit het in 2012, stikkend, en besig om my vrou bitter seer te maak. En Here, omdat ek iets van haar verwag het, wat Jesus vir my moes doen. En ek kom pleit vanoggend hier vir elke huwelik. Ek kom pleit vanoggend vir elke huwelik, Here, dat Jesus die middelpunt sal wees. Maar Here, dat ek vanoggend sal opstaan en sal sê, maar ek gaan nie vir my maatjie verwag nie, maar ek gaan dit gee. Ek gaan dit gee. Ek gaan Jesus die middelpunt maak van my lewe. En al, Here, ek kan onthou dat dit my 2-3 jaar gevat om daai oorwinning te kry. En ek weet, Here, hier sit 'n paar wat vandag dalk daai 3 jaar pad begin, en ek kom pleit by U, Here, dat daai pad sal begin. As jy vanoggend ook wil sê, maar Jesus is genoeg vir my. Ek gaan ophou om van my maatjie te verwag dit wat Jesus vir my gee. Ek gaan ophou om te verwag dat my maatjie my moet bly maak, want dit maak dat ek wag vir iets in plaas van om te gee. As dit jy vanoggend is wat sê, Johan, dis ek. Ek wil Jesus vir my maatjie wees sonder enige voorbou. Dan wil ek jy moet opstaan daar waar jy is. En dit kan wees as jy verloof is, maak nie saak nie, maar dit kan, as dit jy vanoggend is en sê, Here, ek bid so dat die mense sal wees, wanneer ons weer vra, wie's 40 jaar getroud, dat daar nog meer 50-jariges sal wees wat sê, ons huwelik het dit gemaak, maar nie omdat ons so goed is nie, maar omdat Jesus so goed is. Dankie vir julle wat staan. Here, jy sien elkeen van ons wat staan, en ek bid vir elkeen van ons hierso. Here, die wat ook nog nie getroud is nie, Here, dat daardie mense werklike Jesus maatjie sal kry, iemand wat U ook dien. Ag Here, wil U nie vir ons seën in ons gemeente, dat ons werklik mense sal bedien uit die oorvloed van Jesus wat in ons hart is. In Jesus naam bid ons dit. Die kinders van die Here sê, Amen.